vers 6 en 7, maar die sal wat draai kom. En die beeldstukke met die pitval en die stof terugkeer, en die gees gaan na die een wat het gekeer. Dit wat gebeur aan ons sterk. Ons gaan met die spirit wel eindig ons na die Here, dus ek moet sê alles is die skriftuur. Maar ek gaan net vir u vertel hoe die Here met hierdie liedjie het my gepraat, dat u kan die sitplekke inneem. By die Here. Gloria, hoe gaan het met jou vanmorgen? Ek gaan jou nou eerste vraag, dat ek jou nog nooit gegroet. Hoe gaan het met jou? By die Here. Gaan met jou. Gaan met jou goed met jou. My vrou gaan goed met jou. Jy weet wat ek sê. Jy sê getrouwd met my, jy kan niet goed gaan met jou. Is dit nie so nie? Lulu, gaan met jou. Maar goed met jou. Met allemaal lyk het, gaan het goed. Want rarig gaan het allemaal net goed. Hoe gaan met jou? O ja, sy wys eintlik explain nie. Want daar was mense vra, jy laat my gang nie. Ja. En daar was mense vra, hoe gaan dit met jou? Nou is baie keer gefokus op ons liggaamlike toestand of ons geestelike toestand, né? En baie mense, joh, jy kyk party ouens, kyk, ek het 'n vrou geken, ek het na die Here toe gelei, dank die Here daarvoor. Haar houding heeltemal verander, maar altyd net sleg gegaan. Kyk, as hy onder die wind gestaan het, 'n ou windjie gebreek haar hoor. Dan was die duiwel los geweest. Dit is altyd net sleg gegaan met haar. Jy kry sulke mense. Mense wat sê, ag jong, jy ken mos my familie, ons drink maar altyd in die agterste speel. Dis aan die een kant wat jy kry. Dan kry jy natuurlik die ander ou, Pastor André Langenhoven was lief vir hierdie, en hy sê, onder omstandighede. Nee, as jy hoor onder omstandighede, dan gaan jy nou klaar hoor, hier kom dan nou iets slegs, jy weet, onder omstandighede gaan het goed. Eintlik gaan het nie goed nie, maar onder omstandighede gaan het nie te sleg nie. Ek bel iemand in die week wat in die hospitaal is, en gesels met haar, en agterna sê ek vir haar, jy moet 'n lekker dag hê, en ek sê weer, maar sy lê in die hospitaal, dan sê ek, maar onder omstandighede, en agterna tog, nou, hoekom moet ek dit sê? Maar ek was nie saam wat die omstandighede is nie, jy moet 'n lekker dag hê vandag, nee. Dan almal nou vanmôre gesê, het gaan goed met hulle, en weet jy nie altyd, of mense myself dat, ag pastoor, jy het nie tyd om na my probleme te luister nie, ek sê maar, dit gaan wel goed, nee, al gaan dit nie regtig so goed nie. Is dit nie so nie? Soms doen dit, ag nee, wat, jy het nie tyd nie, of jy gaan nie luister, of jy gaan nie belangstel nie, ag ek sê maar net, dat jy toch maar net 'n antwoord kry, wat gaan eintlik nie goed met my nie. Baie mense sê, dit gaan goed, en dan het hulle liggaamlike groot probleme of het geestelike probleme, maar wie sien hulle fokus is op iets heeltemal anders te. Gaan oor jou fokus. As 'n man, sy naam is Koning Dawid, of sy naam was Koning Dawid, en ek wil sê 'n groot deel van sy lewe was geskoei onder vervolging. Toe hy gesalf is as koning, is hy vervolg deur koning Saul, wat hom wou doodmaak die hele tyd, en hy is gedurig gevlug vir sy lewe. Selfs terwyl sy lewe het hy sekere sondes gedoen en so aan, en dit het altyd met hom goed gegaan nie, daar het eintlik 'n vloek op sy lewe gekom, want wat het hy gedoen? Hy het 'n vrou Batseba gesien, en hy het oorspel met haar gepleeg, en haar man Uria laat doodmaak, as gevolg hiervan, 'n kind is gebore, en as gevolg van die straf, wat hy daai kind verloor, en dit nie daarby gebly nie. 'n verdere vloek op sy lewe was, dat die Here gesê het, dat jy onteer gaan word deur jou vroue. Met ander woorde, later sal sy seun Absalom om onteer deur sy byvroue vir homself te vat, né? Om dinge te doen met hulle wat jy nie veronderstel is om te doen met jou pa se vrouens nie. En dan is daar ook die vervolging van sy seun Absalom, wat hom vervolg het, wat in 'n rebellie gegaan het, en gesê hy gaan koning word. Grootste deel van Dawid het maar gegaan met 'n gedurig in doodsgevaar verkeer het. En baie mense, en die meeste van sy liedere, van sy goed het hy geskryf, terwyl hy onder vervolging was. En so is dit ook Psalm 23. Die skoliere, die slim mense sê, party sê dit was terwyl hy vervolg is deur Saul, ander sê nee, terwyl Absalom hom vervolg het. So die verskil daaroor, maar een ding is seker, dis waarskynlik terwyl hy onder vervolging was, terwyl hy onder liggaamlike pyn was, terwyl hy moeg en afgemat was, terwyl hy geestelik dalk ook afgemat was en in vrees geleef vir sy eie lewe was, wat hom vervolg, dalk baie ongelukkig oor wat Absalom sy eie seun aan hom gedoen het, dalk baie ongelukkig oor die kind wat hy as gevolg van sy sonde verloor het, so is daar baie dinge. Maar wat skryf Dawid? Hy skryf, die Here is my herder. Hy skryf 'n psalm van Dawid, die Here is my herder,
Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam omwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, die stok en die staf, die vertroos my. Ek het laas vir u vertel, die stok en die staf van 'n herder, hy noem die Here sy herder. Stok is om die roofdiere te slaan, en partykeer ook, as jy bietjie stout is, jou hou te gee, die skaapie hou te gee, dat hy terugkom. Ek het vir u vertel, dat hulle self die gewoonte gehad as 'n skaap afdwaal, en hy dwaal aan mekaar, ons dorpeboere het seker goed met hulle doen, draadkruipers, nee, wat aan mekaar draadkruipers, gewoonlik een bel hamel. En hulle het gegaan en hulle skaap sy bene gebreek, hulle het hom gevat, en sy bene gebreek, om oor die skouer gebring en teruggebring, daai skaap en hy het gedoen uit liefde. So soms gebeur daar dinge, maar die Here oor jou pad bring as herder, omdat hy jou lief het. En sy staf het natuurlik so die punt dat hy so hak gehad by die skaap, soms om die kop hak, as hy kom hier, nee. Hy sê, die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstander. Hy sê, ek het altyd gedoen, ongeag. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hulle skape se koppe gesmeer met olie. Dis wat die salwing vandaan. Dis simbolies van beskerming. 'n Skaap se kop gesalf, al die ramme. Dat in die eerste plek 'n roofdier moeilik, veral honde, wolwe is sulke goed is geneig om aan die kop te gryp en so, en hy kry nie hou vas nie. Die ander ding is natuurlik ook, die ramme staan kop, en dan gly hulle af, en kan mekaar nie beseer, en so kan dit aangaan. Hy sê, u smeer my hoof vet met olie, my beker loop oor. Julle ken natuurlik die pessimiste, die halwe leeg glas. En dan kry jy optimis, 'n halwe vol glas. Jesus sê nie my glas is half, hy sê my beker loop oor, sê hy. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Hoe kan koning Dawid hierdie positiewe houding hê ten spyte van sy omstandighede? Die kern lê in daai laaste sinnetjie. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Jy sien, hy is gefokus nie op sy liggaam nie, hy is nie gefokus op sy gees nie. Hy is gefokus op sy siel. Sy siel is gered, die Here het my siel. Ek het nou vir u aangehaal hier, ek gaan dit vir u lees. Wat Prediker sê, Prediker 12, vers 6, luister mooi, 6 en 7. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer waar dit gegee het. Hy weet een ding verseker. Jou gees is verbind aan jou siel. My siel gaan na die een wat dit gegee het. En as ek gered is, as ek 'n kind is van die Here, dan gaan ek altyd by die Here wees. Ek is nie seker van my liggaam nie, ek weet nie hoe lank ek nog gaan lewe nie. Ek is weet van my gees nie, want dan gaan ek dalk van my kop afgaan nie. Maar een ding weet ek. En dit is dat my siel, hy fokus op sy siel. Dit gaan met hom goed, as gevolg van sy siel. Ons het 'n liedjie gesing, soos 'n ribbok. Ek het nou so lekker lewendige weergawe daarvan gesit. Soos 'n ribbok. En ek wonder of jy na die woorde gekyk het. Nou hierdie woorde is geskryf deur Habakuk. En Habakuk is 'n profeet en hulle het ook gegaan. Israel was reg, daar gaan oorlog kom en al sulke dinge. Hy was eintlik hulle was in lewensgevaar en die verwagting was nie groot nie. Hy skryf hier in Habakuk 3 vers 16. Hy sê: "Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe." Met ander woorde, sy vlees soos bang. Hy het gebewe, my lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Siekte het gekom in sy gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Maar, wat skryf hy vanaf vers 17? Hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete so die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Sy fokus is nie op die materiële nie. Jo, ek kan dink as jy boer is, baie boere diversifiseer, né?
Hy het 'n hoofboerdery, maar hy het ander boerderye ook wat die aankomste aanvul in goeie jare, of wat hom moet red wanneer dit sleg gaan. Ek weet van boere wat byvoorbeeld 'n saaiplaas iewers het en dat hulle hierso veeplase en so aan dit vul mekaar aan. Hier's baie boere deesdae wat pivots opsit of allerlei dinge te plant en so aan wat of die inkomste aanvul of wat help dat hulle insetkostes minder moet wees vir skape en wat ook al die geval mag wees. Maar hier kom Habakuk en hy praat van die vyeboom en hy praat van die wingerd en hy praat van die olywe en hy praat van die graan. Al die aangeplante wees is misluk. En dan praat hy nog verder van die beeste wat die skape verdwyn in die krale en daar's nie beeste nie. Met ander woorde, 'n totale misoes. Hy sê, maar nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op hoogtes met die musiekleier op snaarinstrumente. Hoe kan Habakuk dit sê? Want Habakuk fokus op die toestand van sy siel. Hy belewe in vrede wat alle verstand te bowe gaan. Filippense skryf hulle Filippense 4 vers 7 en 8 of 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hoor mooi wat sê hy. Julle harte, dis julle vlees. Julle sinne is jou gees. En jy sal nog steeds daai vrede maak dat daai ander bekommernisse, daai ander probleme nie so groot is soos ons dit wil maak nie. Fokus jy al op jou siel, dat jou siel gered is. Filippense 4 sê, vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus op die krag. Jy sien die krag kom, wanneer die Here vir jou 'n werklikheid geword het. Nie meer net 'n gedagte nie, nie meer iets wat ek glo nie. Daar's 'n ontmoeting, ek praat weer, altyd van 'n ontmoeting. En ek sê vir daai ontmoeting kom deur die invul van die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees deur jou begin werk. En dis nie meer 'n gedagte, dis nie net meer 'n geloof, dis 'n sekerheid. Jy het nooit sekerheid wanneer jy iets gaan oorkom nie. Daar's Lily. Sy het hierdie ding oorgekom. Sy het nou nog baie keer rugpyn en so aan. Met ander woorde, die liggaam is nog besig om te genees. Daar's geestelike dinge wat gebeur na die tyd. Nou daai naskop, nie net sy nie, ons wat julle eers na harte kyk, ons as familie ook. Want jy kan konsentreer op die liggaam, jy kan konsentreer op die geestelike. Jy vra die vraag, hoekom Here, hoekom? Of jy kan konsentreer op die sekerheid, dat dankie hy het haar bewaar, maar selfs as sy sou sterf, sy is 'n kind van die Here, en hoewel dit nie lekker is, daar is 'n verwagting, 'n wete dat ons paadjies weer sal kruis. Ons het hierdie liedjie gesing, it is well with my soul. Ek wonder of jy weet, die geskiedenis agter daai liedjie ken. Ek gaan jou vertel, ons het gesing met 'n rede. Daar's 'n man, Horatio Spafford, hy was 'n prokureur in Chicago in die 1860, 1870s. Was hy 'n prokureur gewees, maar hy was nie net 'n prokureur nie, 'n verskriklike Christen wat baie lief was vir die Here. En hulle het baie gedoen vir die Here, evangelisasie en uitreik, hy en sy familie, hy het 'n seun, hy het 'n vrou, 'n seun en 4 dogters gehad. En hy gaan toe ook in die 1870s begin hy om te belê in eiendomme, om te ontwikkel. Hy word 'n eiendomsontwikkelaar, hy begin geboue en woonstelle en allerlei goed in Chicago te bou. So tussendeur. En in die tyd kry hulle tragies, hulle seun sterf aan skarakenkoors en hulle is nog besig om eintlik hierdie te verwerk. En in 1871 is daar groot vuur in Chicago en die helfte, 3/4 van Chicago brand af, onder andere al hulle beleggings. Hulle is nog besig met die ontwikkeling. Hulle het nog geen inkomste daaruit gekry, hulle het nog niks teruggekry en hulle verloor so te sê alles. Maar hy gaan lê nie, hy gaan aan. En 2 jaar later, in 1873, gaan hy en hy
besluit, hulle gaan 'n evangelisasie uitreik doen in Engeland. Hoor mooi, hulle gaan nie op vakansie term nie. Hulle gaan werk vir die Here. Mense sal nou dink, as jy gaan werk vir die Here, hy moet jou mos net beskerm die hele tyd. Ek praat in die week, voor ek verder gaan met die storie, nie ek nie, Annemarie praat met iemand wat dinge gebeur wat nie lekker is nie. En sy sê toe, is daar nie dalk deure wat oopgemaak is nie, deure van sonde. En toe sy dit vra, toe dink ek myself, aanvanklik wou ek dan preek vanoggend oor die oopmaak van deure. En ek lees so 'n bietjie daaroor, ek sien hoe baie gelowiges, hoe baie predikante is, wat sê, nee, dan is nie so iets, 'n Christen kan nie deure oopmaak vir die duiwel nie, dis onmoontlik. Maar nou wil ek sê, daar is al baie mense wat dink hulle is Christene, wat daar nie Christene is. Want jy kan deure oopmaak, wat sê die Here, hy sê uitdruklik hier in Prediker, ek het nou gelees in Prediker, kom ek lees gou vir jou Prediker 7 vers 17. Hoor mooi, ons sê ons tyd is vooraf bepaal. En Psalms 90 vers 10 sê jou daar is bepaal 70 tot 80 jaar. Dis wat God ons gee. Party mense is genadig, lewe 'n bietjie langer, maar daar is om aansien. Springlewende gesond, maar is ook aan die Kaap toe en so aan, ry nogal deur allerlei lekker dinge. So dit gebeur ook, maar 70 tot 80 jaar wat die Here vir ons eintlik beloof het. Maar, nou sê hier, Prediker, hy sê in Prediker 7 vers 17, wees nie al te goddeloos en wees nie dwaas nie, waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Jy sien die goddeloosheid van hierdie wêreld, maak dat dinge nog steeds gebeur. Ons maak deure oop. Want ons goddeloos is, maak ons soms deure oop. En dan gee Satan die reg. Ek sal nou maar nie vra wie hoop om. Maar as jy 'n kind is van die Here, kan niemand jou uit sy hand uitruk nie. Daardeur praat ek hierdie sonde goed. Maar niemand kan jy sy hand uitruk nie. Maar hoekom kry die roker emfyseem? Hoekom kry hy longkanker? Die Here sê dat deur my wonde daar vir julle genesing gekom. Want jy maak deure oop. Jy sien, dis nie dat die Satan jou weg kan vat van die Here af nie, maar hy kan maak dat jou lewe hier korter is. Hy kan maak dat jou lewe hier vol boosheid is. En jy gee vir hom die toestemming en God draai sy oorweg, want hy keer nog steeds sonde nie goed nie. Jy is gered deur sy genade, deur sy bloed, maar hy keer nog steeds sonde nie goed nie. Daarom maak jy deure oop. En soms maak ander mense deure oop, en omdat jy is nie van die wêreld nie, maar jy is in die wêreld, gebeur dan ook met jou slegte dinge soms. En God sal jou baie keer beskerm. Maar ek weet nog 'n ding sê, jy maak 'n ander deur oop wanneer jy kind is van die Here ook. Veral as jy die bedieningspan, as ek nou net gesê het, as jy begeer om in die bediening te wees, weet net, jy vra 'n groot ding, maar jy vra 'n gevaarlike ding. Maar jy verf 'n teken op jouself. Satan sê, ek bly dood maak. Ek kan nie van die Here wegvat nie, maar ek moet keer dat hy die evangelie versprei. En dan gebeur sulke dinge, baie keer gaan die Here keer, maar soms het die Here 'n ander doel. En ek dink nogal in hierdie ense verhaal, ek gaan nou nie die res van die verhaal vertel, want dan ek en pastoor Annemarie, dan ry so afmorsel baie toe, dat jy hierdie maar niks gaan ons oorkom nie, ons gaan ons nou werk vir die Here. En onthou wat met hom gebeur het. Wat het nog gebeur? 1873 stuur hy hulle sou gaan vir die evangelisasie uitreik in onder sy eie opkostes alles in Engeland. Maar as gevolg van besigheidsverantwoordelikhede moet hy agterbly en sy vrou en sy 4 dogters stuur, dat hulle so lank dinge reg kry, dan kom hy agterna. En onderweg Engeland toe, bots 'n ander skip met hulle skip. En 226 mense, onder andere sy 4 dogters, sterf in hierdie ongeluk. En hulle sê, dis eintlik 'n ander wonderbaarlike ding, ook sy vrou Anna het dit oorleef. En sy stuur toe nou 'n telegram, hy het natuurlik gehoor van die ongeluk, en daai daarvan nie, van ons met die lekker selfoon en al dat goed nie. Dus maar met 'n telegram en 'n telegram betaal jy per lettertjie, so jy maak dit maar so kort as moontlik. So al wat sy vir hom stuur is, saved alone. En hy spring op die eerste skip, ook Engeland toe, sodat hy sy vrou kan gaan ondersteun. En onderweg so toe, kom hulle by die plek waar sy kinders gesterf het, sy het 4 dogters, en die kaptein roep hom en sê, hier was die ongeluk. En die meeste van ons mense gaan in 'n toestand ingaan, en gaan in 'n depressie ingaan, want ons fokus op ons liggaam, ons fokus op ons gees, ons fokus nie op dit wat belangrik is, naamlik die sielswaarheid, die ewigheidswaarde, die Here nie. Maar wat doen hy? Hy skryf 'n liedjie, hy skryf nie 'n treurbare nie, hy skryf hierdie woorde, hy sê,
Hy sê, hierdie woorde wat begin hiermee is, wat sê, when peace like a river attendeth my way. En dan gaan die liedjie aan, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, en die oorspronklike woorde was gewees, a song in the night, O my soul. Maar hy gaan verander dit en hy maak dit, it is well with my soul. Hierdie man skryf hierdie woorde, ten spyte van hierdie geweldige verlies in sy lewe, want jy sien, hy kies om nog steeds God te volg. Maar dis die een ding waarop hy kan staat maak. Hy verstaan nie, soos ou Job seker of nie verstaan het met sy lewe aangaan nie. Ons verstaan nie altyd hoekom die Here dinge toelaat, hoekom dinge gebeur nie. Ons verstaan nie, ons weet nie wat my liggaamlike kondisie môre gaan wees nie. Ek weet nie wat my geestelike kondisie môre gaan wees nie, maar een ding weet ek. Ek is gered. Ek het 'n keuse gemaak. Jesus het die prys betaal aan die kruis en ek is gered. En daar is 'n ewigheidsverwagting. En nie 'n tydelike verwagting nie, 'n ewigheidsverwagting. Ons het nou 3 van die verse gelees, eintlik 6 verse die liedjie. En ek gaan dit vir u lees. Ek wil dit vir u lees. Miskien moet ek dit sommer hier opsit ook. Hy begin, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should buffet, the trial should come, let his blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. Hy konsentreer op hierdie ding. Nou, daar is dinge wat met ons gebeur, wat ons nie beheer oor het nie, en dis dinge wat gebeur in die wêreld, maar Jesus het 'n keuse gemaak vir my en vir jou. Né? Hy het fokus op dit wat die Here gekies het, sy lewe te gee op 'n baie pynlike, op 'n baie wrede manier, sodat ek en jy die ewige lewe kan verwag. Dat wanneer ons gaan, hy sê, my sin, oh, the bliss of this glorious thought, my sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. Dan sê hy, for me be it Christ hence to live, if Jordan above me shall roll, no pang shall be mine, for in death as in life thou wilt whisper thy peace in my soul. But Lord, for thee, for thy coming we wait, the sky not the grave is our goal. O trump of the angel, O voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. And Lord, haste the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Hierdie versie, the sky not the grave is our goal. Toe ek dit lees, toe word ek herinner aan die verhaal van my pa. Dis waaroor daai derde liedjie gaan, Spirit in the Sky. En ek wil dit graag vir jou vertel, maar dis ook 'n sekerheid wat kom wanneer jy die dooping in die Heilige Gees beleef, want die Gees van die Here, ek wil sê die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, die oomblik as jy kies en sê ek is 'n wedergebore, ek wil die Here in my lewe, ek wil, dan kom die Gees van die Here en hy kom woon in jou, maar hy's dormant in jou, jy kan my glo, hy's dormant in jou, jy sal sy stem kan hoor al sulke goed, maar die krag wat jy ontvang, soos wat Filippense ook sê hier in hierdie vers 13, 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek praat met iemand in die weekboek wat van Petrus doen, dat gaan oor voedsel en daai goed en oor die laken, en hoe dit dan, Petrus het dan 3 jaar saam met die Here geloop en alles, hy moes alles weet en so aan. Toe sê ek, hoe sit dat Petrus het vir 3 keer die Here verloor en het gevlug. Maar eers toe hy die Gees van God ontvang, het hy die krag gehad om met vrymoedigheid die woord te verkondig. Ek self, ek het al baie gesê, ekskuus ek het oor sê, maar vir die wat nog nie gehoor het, ek is 'n baie teruggetrokke tipe persoon. En groot introvert. En ek sê ek is, hoor my mooi, want daar's 'n ander pastoor wat eendag gehoor, nou sê ek nie, hy is verkeerd nie, wat sê hy was, tot die Here verander, ons moet pas op, daar's gees wat natuurlik jou arrogant ook kan maak, né? Ons gees, bose gees wat jou arrogant en hoogmoedig maak, en dan
gaan dit oor jouself en dit gaan nie meer oor die gemeente, dit gaan nie meer oor die mense nie, dit gebeur ook. Dis hoe ek altyd sê, ek is nog steeds 'n introvert, maar dis net as dit gaan oor die werk van die Here, wat deur sy krag kan ek die woord verkondig. Verder, by ander gesprekke en so, as ek by die ouer raai een kant stil en kan staan, julle sal nog agterkom, as julle my leer ken. Maar nietemin, deur die krag van die Here, soos my pa so kloppie jare terug, ons het, ons voor ons die bediening begin het, kry hy Parkinson's se siekte. Nou, wat ek van Parkinson's af geweet het, is maar dat ou beerde, so, ek het 'n oom gehad, oom Paul, hy is my pa se swaar gewees, die bloedfamilie nie. Hy het Parkinson's gehad, en hy het later met so 'n bekertjie uit koffie, hy is 'n boer gewees, aan die Kalahari. Nou, ons het met julle ken hierdie bekertjies, as die kinders in die bottel afhaal, so 'n plastiek bekertjie met 2 sulke handvatstukkies en 'n tuitjie, né? Hy moes koffie drink en so, en alles bewe hy die koffie uit sy koppie uit. En ag, ek het daar sekere akteurs en so wat ook gehad het, ek het maar gedink dis dit. En so het my pa ook vir ons vertel, dat nou gediagnoseer met dit, en ons moenie worry nie, dis maar al wat met hom gaan gebeur. Nou, ons weet tot vandag toe, weet ek nie, is dit wat die dokters ons vertel het, of is dit maar net om ons te beskerm, maar my pa het ook gegaan, en uiteindelik het dit oorgegaan in dementia. Nou, dementia is 'n toestand wat jy weet eintlik nie wat nou sy kop aangaan nie, nee, my pa, en hulle kan nie emosie wys nie, hulle wys die verkeerde emosies. Hy sal byvoorbeeld glimlag, en as hy eintlik hartseer sê hulle vir ons, hoe mense dit weet ek nou nie, of hy sal hartseer lyk, dan is hy eintlik besig om te lag of te glimlag en so aan, en die kommunikasie, my stiefma kon hom redelik goed verstaan, ek kon hom nooit verstaan, maar regtig wat hy sê nie. Ek het een keer iets gehoor, wat ek daar was, wat hy vir Linda sê, hoor so, dit lyk soos Frans, wat sy sê, maar dit is Frans, jy weet, die type van dit, maar as ek 'n oomblikke was, maar hy is totaal, hy is soos 'n, ek wil sê in respek gesê, eintlik was soos 'n kind. En as kind van die Here gaan ek sê vir die Here, ek wil hom lei, hy lewe, hy haal nog asem. As hy dood was, dan moes ek tevrede maak waar hy ook al is. Kyk, hy was 'n goeie man. En ek het hom beskou as 'n Christen in die sin van, soos meeste Christene, maar ek het ook in 'n kerk groot geword soos hy. Ek het ook geglo, maar op 'n Vrydag het ek 'n ontmoeting gehad, soos ek nou vir julle gesê het, tydens die fliek The Passion of the Christ, ek 'n ontmoeting gehad, dat iets met my gebeur. Ek weet nie of so iets met my pa ooit gebeur het nie. So ek vra vir die Here, gee net 'n kans. Ek het bevryding ook op hom gedoen. En een oomblik het hy op 'n stadium vir 'n oomblik want ek het vir die Here gevra, gesê, as hy nog nie gered is nie, laat hom net vir 'n rukkie terugkom, dat ek hom net na u toe kan lei. Met ander woorde, ek het nou die rol van die pa oorgevat. Het jy al gewonder hoekom die kerk so met man sit? Ek het al vir julle gesê, nee, maar ek sê dit maar weer. Wie? Wat Satan steel hulle. Satan vat hulle weg, want hulle rol is om koning, priester en profeet in die huis te wees. Hulle rol is om bruid van Christus te wees, sodat hy bruidegom in sy huis kan wees, sodat hy sy kinders na die Here toe kan lei. Hierdie kerk moet vol mans wees, papas. Of hulle nog getroud is of hulle single is, hulle moet nie wees, maar hulle is nie. Want Satan steel hulle. Hulle moet hulle kindertjies lei, hulle moet nie kom as ons kindertjies inseën in die beloftes kom maar. Baie dankie vir die papas wat wel wat daar doen. Wat die Here eer julle hoor. Maar ongelukkig Satan steel so baie. Maar in elk geval, ek gaan as seun na die rol van my pa neem. En ek vra Here, as hy nog nie gered is, bring hom terug, dat ek hom na u toe kan lei. Ek wil net 'n kans gee. Hy lewe mos, hy haal ons nog asem. En ek doen bevryding, en ewe skielik is hy vir 'n oomblik helder, hy sê, en nou sien, wat gaan aan? Ek dink, wauw, jy sê nou, terug, ek is al teleurgesteld in 'n sekere sin, want ek sê, ek gaan met lei na die Here toe, want die Here het hulle seker teruggebring, omdat hy nie gered is nie, maar dit was net 'n oomblik. Net 'n oomblik, en toe is hy weer weg. En daardie aand het die Here vir my 'n droom gegee met 2 tekens, en ek gaan nie ingaan op dit nie, dis 'n lang storie, maar die boodskap was tweeledig. 1, jou pa gaan nooit meer terugkom, hy gaan nou so wees tot hy sterf, en 2, maar hy is gered, en ek dank die Here, maar dis nie wat dit ophou nie. Pastor Andre het hierdie bediening begin daar, by die ou gebou daar langs Uside, daai gebou, daar op die hoek was eintlik die oorspronklike woord en waar die bedieninge. Hy het op begin, ek is so saam met hom gewees, en ons is so rukkie aan die gang, en op 'n Sondag begin ek elke aand, as ek slaap, dan droom ek word wakker, dan word ek wakker van 'n liedjie in my kop, 'n wysie, 'n dientjie. Maar ek kan nie woorde by dit sit nie, dus ek het al hierdie ding gehoor, maar ek weet nie wat die woorde is nie. Gebeur die maandag, het gebeur die dinsdag, die woensdag, die donderdag, elke aand, selfde storie. En die Vrydag aand,
hoor ek word wakker, ek droom, ek word wakker, ek is in die huis. Dis 'n vreemde huis, maar ek beleef, ek ken die huis, dis ons huis. En ek is in my kamer en ek hoor die liedjie en ek gaan deur die woonarea na wat my pa se kamer is en ek kom daar, ek sien die TV is aan of dis nog 'n boks TV is aan en hierdie liedjie speel daar. Maar my pa is nie daar nie, hy sê, weet ek tog nog waar sy. En ek draai om en ek gaan weer die woordvertrek en hier sy. En hy dans op hierdie liedjie en hy sê, kom seun, kom dans met my. En hy sien, hy lyk vir my so gelukkig en toe ek afkyk, toe sien ek my voete nie. Dis asof hy so in die lug sweef. En toe ek wakker word, toe onthou ek, die liedjie se naam is The Spirit in the Sky. Dit was hierdie liedjie gewees. En die Here wys vir my, ek kom haal jou pa en hy's gered. En ek bel vir Linda, dis hy Saterdagoggend, ek bel vir Linda, my stiefma, sy vrou. Ek sê, jy moet tyd by pa spandeer, die Here kom haal. Sondagoggend, die volgende oggend, 7:50, toe bel sy, toe sê sy, sy pas oorleef. Die Here het dit openbaar. En hoe kan die Here dit openbaar? Want ons het hierdie verhouding, dit gaan nie oor my nie. Ons het hierdie verhouding, hierdie absolute verhouding, 'n sielsverhouding, 'n sielskonneksie. Dat wat ook al gebeur, ons is bly vir Liddy wat oorleef het, absoluut. En ja, daar's liggaamlik sukkel sy en ons almal geestelik wens dit kon anders te gewees. Dis ook Paulus ook sê. Paulus sê, die Here het vir hom hierdie doring in die vlees gegee. Maar weet jy wat? Dit herinner hom, dis hoe die Here dit soms doen. Hy laat hierdie goed gebeur dat ons eintlik die genade ten spyte van die wreedheid van hierdie wêreld kan sien. Maar dit gaan oor ons siele. Jou siel al gered. En ek wil vir jou sê, as jy nog nie daai seker, as jy nog nie daai ontmoeting gehad, jy nog nie daai innerlike Jesus beleef nie, is jy weer 'n geleentheid verloor. Is weer 'n geleentheid om sê ek moet uitkom, ek moet dit in hande gelê word, ek moet daar vir my gebid word. Dit is nodig. Ons gaan die nagmaal herdenk en ek wil vir jou sê, ons gaan eers die nagmaal gebruik. Toe die nagmaal ingestel is daar iets wat nog moes gebeur. Hy laaste maaltyd is toe Jesus, hy moes nog gekruisig word. Hy moes nog vir ons sonde betaal. Ons was nog eintlik onder die vloek van die sonde. Dit was 'n belofte. Vir baie van ons is dit iets wat klaar gebeur, maar ek gaan jou vanmôre nooi om ongeag as jy glo Jesus Christus en jou beroep op hom vir jou redding om die nagmaal vanmôre te gebruik. Of dit nou is sodat jy iets gebruik wat jy reeds glo, of jy iets gebruik wat jy reeds beleef en of dit iets is waarop jy hoop. En dan gaan ek jou vra agterna dat jy die gehoorsaamheid sal met te kom en sê ek wil aanraak in die van die Here, ek het dit nodig. Die Here sê hier in Johannes, nou dink ek so toe gaan. Johannes 6 vanaf vers 47 voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Sy vlees, dit is waaroor die brood of die koekie wat ons hier eet oorgaan. Ons herdenk dit dat Jesus sy vlees vir ons gegee het, maar hy het ook sy bloed gegee. Hy sê, vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. As ons vandag hierdie nagmaal gebruik, dan herdenk ons die vlees wat vir ons aan die kruis gehang het, die ewige lewe gee, die bloed wat ons sondes van ons sal wegneem. Maar ek wil vir julle sê, as mense begin ophou fokus op my liggaamlike kondisie, minder fokus op my geestelike kondisie, begin fokus op my siel, op die ewigheid, dit wat belangrik is, want hierdie is tydelik. Die Here sê, hy beloof dit in Johannes 14, hy sê, ek moet na my Vader se huis gaan, my Vader se huis is daar baie wonings, ek gaan om vir julle plek voor te berei, as dit nie so was nie, so ek vir julle gesê, dis wat Jesus besig om te maak, hy is besig om ons plek voor te berei, sodat ons by hom kan wees, hy sê, ek kom julle na my toe haal, vir hoe lang? Vir ewig, om vir ewig by my te wees. Is dit nie wonderlik nie?
Dankie, jy hoor daar maar aan, die mense wat so af en toe dan so 'n bietjie saamstem. Vir ewig by my te wees, want ons meer op dit gefokus is, jou liggaam gaan nog steeds vir jou seer maak, jy gaan geestelik nog steeds seer kry, jy gaan nog steeds hartseer word, daar gaan nog steeds dinge gebeur wat nie lekker is nie. Maar wie hoe vinnig hoe oorkom jy dit, as jy daardie wete, sekere dinge is hoop, geloof is hoop. Maar ontmoeting met die Here is 'n wete dat hy bestaan, is 'n wete dat hy reël is. Dis nie sommer net iemand wat preek en sê, en nou hoop ek maar nie. Want baie mense hoop op die Here, want hulle wil graag vir altyd lewe. Maar hulle het ook nie ontmoeting gehad, hulle het ook nie sekerheid, hulle wonder of soms daaroor. Ek wil sê, as die Gees van die Here jou kragtig geword, sê jy nooit weer daaroor wonder nie. Mense gaan met jou stry oor die Bybel, gaan jy te kere gaan, jy gaan nooit weer daaroor wonder nie. Die Here roep my in die bediening in. Ek weet van die Bybel niks af nie. Ek dien teologiese kursus. Nou ek sê jy, in teologie leer jy waar die Bybel vandaan kom, al sulke goede afhangende van die vakke, maar vir al die eerste kere. Maar jy ken eintlik nog nie die Bybel nie. En die Here sê ek moet voorstaan, ek weet myself om. En die Here beloof, hy sê vir my, ek sal jou toerus met alles wat jy nodig het. En ek wil vir jou sê, ek leer die Bybel ken terwyl ek hier staan. Terwyl ek in die bediening staan. En die Here het my nog nooit teleurgestel, hy het my nog nooit in die steek gelaat nie. Hy sal jou ook nie in die steek laat nie. Dis een ding waarvan jy seker kan wees. Kom ons sluit die oop. Dierbare Vader, ek wil dankie sê vir u bloed aan die kruis. Dankie vir die liefde. Dankie vir dit wat u vir ons doen. Here, ek wil vir u vra dat u hierdie tekens in ons liggame sal seën, Here. Dat ons ook kan sê, u verkoop my siel, my beker loop oor. Ek vra dat elke hand wat voorberei hieraan, of dit nou gelowige hande of ongelowige hande was, geseën sal wees. Gelowiges, dat u besonder sal seën, ongelowiges, dat u op 'n pad sal bring, dat hulle ontmoeting met u kan hê, dat hulle ook daai keuse kan maak, om te sê, weet jy wat, ek wil die onsekere, ek wil die tydelike verruil vir dit wat belangrik is, die ewige. Word u ook hierin verheerlik in hierdie nagmaal wat ons gaan gebruik. In Jesus kosbare naam bid ons dit. Amen. Amen. Ek wil vir julle daar by Facebook en YouTube en daar kyk, wil ek vra ek sê asseblief, gee jou hart vir die Here. Maak daai besluit en weet wat jy moet doen. Baie mense ontvang die Gees van die Here, maar hulle val weer terug. Hoekom val hulle terug? Want hulle kry dit nie reg om die Gees toe te laat om jou te verander. Ek wil sê, jy gaan anders wees, jy gaan onherkenbaar anders wees. Die dag as jy werklik jou vir die Here gegee het, mense gaan sê, "Ag, 'n persoon." Jy gaan vriende maak, jy gaan vriende verloor. Maar dis wat jy weet. Want mense, die eie ek, die hoogmoed en trots maak dat ek dit weerstaan. En dan sê die Gees op ek tree terug. So ek wil vir jou sê, as dit ook met jou gebeur het, is miskien ook nodig dat jy op 'n naam kom uit sy uitnodiging. Maar ek wil vra vir hulle wat by die huis loop is, asseblief, as jy nie daar is om dit gerieflik is, kom liewer kerk toe. Hier gebeur baie dinge, 'n groot deel van die diens gebeur nadat ons die kamera afgesit het. Groot dinge van die Here se werke gebeur nadat ons die kamera afgesit het. Of kom in 'n kerk waar die waarheid breek uit. Want gewoonlik en baie keer dan kom die Gees deur die oplig van hande. Kom jy aanraking. Dit kan ander keer ook gebeur, maar baie keer so. Nooi julle uit. 'n groot julle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees.